Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Baie mense droom daarvan om 'n lugballonrit in Kappadosië, Turkye te beleef met sy sprokiesagtige landskap van rotspilare en valleie. Maar jy hoef nie so ver te reis nie, want hier in Suid-Afrika kan jy 'n ewe onvergeetlike rit ervaar by Kloofzicht Lodge en Spa in Krugersdorp. Ek het 'n bietjie by hulle gaan kuier om self die uitsig oor die Swartkopsheuwels te geniet. Die meeste van ons droom daarvan om die prentjie mooi natuurskoon in 'n stadium vanuit 'n kleurvolle lugballon te beleef. Ons het vandag kom kuier by Air Ventures Hot Air Ballooning by Kloofzicht Lodge in Krugersdorp. En ek is kinderlik opgewonde om self 'n draai in die lug te gaan maak en dit in die grootste lugballon in Suid-Afrika. Air Ventures vlieg hierso in die Muldersdrift area van Kloofzicht Lodge af hoofsaaklik. Ons vlieg lugballonne vir passasiers tot by 16 in een ballon, selfs ook vir kleiner groepe en selfs privaat ballonne vir 2 mense. Voordat ons kan vlieg, moet ons vanselfsprekend na die weer kyk. As die wind te vinnig is, vlieg ons nie, of as daar storms is, vlieg ons nie, so weather checks is baie belangrik vir ons. Ons gaan vandag dalk so tot en met 1000 voet van die grond af gaan, wat min of meer ons hoogte is wat ons op 'n daaglikse basis bereik. Wat ek die meeste van my werk geniet is dat dit elke dag 'n ander ervaring is. Geen 2 vlugte is presies dieselfde nie, so dis 'n nuwe uitdaging elke dag. Ek sal vir almal voorstel om ten minste 1 keer in jou lewe 'n ballonrit te doen. Dit is 'n ongelooflike ervaring wat definitief 'n bucket list worthy is. Die totale experience is omtrent so tussen 3 en 4 ure. Vandat jy hierso by Kloofzicht aankom in die oggend na koffie en tee, sal ons uitbeweeg na die ballonne toe waar die crew besig is om hulle op te stel. Sal die vlamme begin in die ballonne instoot en die ballonne begin oplig en sodra hulle regop is, klim julle in en dan gaan vlieg ons. Ons is baie bevoorreg om 'n fantastiese plek te hê soos Kloofzicht, waar ons vandaan vlieg, wat ook in die cradle of humankind is. En wanneer ons op in die lug is, kan jy redelik ver sien en hopelik 'n bietjie diere ook sien. Dit is glo die oudste en veiligste vorm van vlieg, terwyl die lugballon gewoonlik 'n hitte van tussen 100 en 110 grade Celsius tydens so 'n rit bereik. Die aktiwiteit is baie gewild en lok 'n hele paar voete na die Kloofzicht Lodge en Spa. We have had a partnership with Air Ventures Hot Air Ballooning for over 15 to 20 years, basically as long as the lodge has been standing, and it has truly been a very beautiful and beneficial partnership in terms of what activities they are offering. We are a 5-star establishment that has been standing for over 20 years now, and the lodge has quite a few offerings. So we offer accommodation, we have a spa facility, we have hiking trails that people come and enjoy with us over the weekend. So it's really open to the leisure guest, to conference as well, which is quite a big contributing factor to our clientele here at the lodge. If you have a look at the location, it's quite beautiful. We are out in nature, nestled in between the mountains. A lot of the properties surrounding have, safari on the premises. So what the hot air ballooning offer is classic flights and safari flights, which basically adds on to the whole experience. You get to see the beautiful mountain scenery, the dams, the rivers, the animals, the wildlife, and you get to land out in the mountains where you'll then usually enjoy a glass of bubbly at the very end of the trip. It's almost as if we're bringing Turkey right here into the cradle of humankind with all of the hot air balloons that go out into the air. So a lot of people will come for the tranquil experience that we offer here, paired by this beautiful scenic experience with the hot air ballooning and flying over the mountains. So it's quite a true added value where people get quite excited when they know that we offer such an activity. Ons is veilig terug op die grond, wat 'n belewenis. Ek kan verstaan dat so 'n uitstappie 'n tydlose ervaring bly. Jy kan gerus self 'n draai kom maak, want die aktiwiteit kan 'n mens nie werklik beskryf nie. Dit is iets wat jy self moet kom beleef. Te heerlik, Elsa, volgende keer vat jy vir ons saam, hoor?
Om te kan kyk hoe jy dit daar uit die lug uit gedoen het. Nou ja, die naweek wat verby is, het een van die grootste glansgeleenthede in die Afrikaanse musiekbedryf by die Grand Arena in Kaapstad plaasgevind. Ons praat natuurlik oor niks anders nie as die Bok Radio Bokkie toekennings. Ons gesels ook nou met die hoofuitvoerende beampte van Bok Radio, Wimpie van der Sant, om bietjie te hoor hoe die aand verloop het. Wimpie, baie welkom hier by ons. Goeiemôre. Hallo Pieter, hoe gaan dit? Lekker. Jy's daarom ook so nie bang vir die oggende nie. Nee wat. Gewoon van die oggendprogram. Nee wat. Ja, 4:15 is maar jou tyd. Dan is dit ons tyd. Hy's een van die manne wat ook lekker vars lyk terwyl hy inkom. Ja. Wimpie, net so kort vinnig vir die mense wat nie weet nie, ek weet nie waar hulle dan nou was nie, hoe die Bokkie toekennings ontstaan en hoekom. Ja, so die bokkies is nou basies 14 jaar aan die gang. Ja. Wat ons vir 5 jaar dit nie gedoen het nie. COVID het gekom en toe is daar's nie meer CD's nie en toe nog ons hoor is daar nou nog net vir so iets. En toe het ons nou laas jaar besluit ons gaan dit weer aanpak. Maar die bokkies het ontstaan letterlik as gevolg van ek was by 'n ander toekenningsgeleentheid jare terug in 2010. En op die toekenningsgeleentheid sien ek maar hier's geen Kaapse kunstenaars wat hier vereer word nie. En toe dog ons maar daar's baie kunstenaars in die Kaap en kom ons begin 'n ding vir die Kaap. En dit het begin as die Wes-Kaapse Bokkie toekennings. En dit het nou die laaste hierso van 2018 af 2017 het ons besluit om dit nasionaal te maak. So die Bokkie toekennings is nou maar dis maar die radiostasie. Ons het besluit ons moet mense vereer en ons wil graag ons eie mense vereer. So nou het dit 'n internasionale geurtjie bygekry en al. So dis nou al die international bokkies dit by. Maar ja, dis maar waar dit begin het. Nou voordat ons by daai internasionale bokkies uitkom, ons weet jy's ook iemand met 'n baie groot liefde vir Afrikaanse musiek. So is dit waarom jy besluit het om soveel terug te ploeg? Ja, ek dink Afrikaans ek dink Afrikaanse musiek skuld eintlik die gemeenskapsradio sektor baie. As jy gaan kyk na kommersiële radio en gemeenskapsradio. Gemeenskapsradio is maar waar die meeste Afrikaanse kunstenaars hulle bestaan maak. Ja. Afrikaans is maar die 100 jaar oud hierdie jaar, dit is maar diep in my hart gewortel en gemeenskapsradio is diep in my hart. En ek dink die twee loop hand aan hand. As jy gemeenskapsradio vat, dan dink jy aan Afrikaanse musiek. Dit is maar, jy weet, daar's baie kunstenaars wat nie die geleentheid gaan kry ooit op kommersiële radio nie, maar hulle kry dit op gemeenskapsradio. So ek dink die twee loop so 'n bietjie hand aan hand en is maar 'n bietjie diep in my hart. Wimpie, jy het ook teruggekom met 'n lekker tema vir hierdie jaar, nee? Ek dink as ek reg is, was dit van Toeka tot nou, val dit ook maar saam met die feesviering van Afrikaans wat nou 100 jaar oud is. Ja, dit was een van dit. En dan het ons gevoel, omdat ons die bokkies nie gedoen het, toe COVID gekom het ons nie die bokkies gedoen in 2020-21. En toe in 2022 het ons gevoel, daar was so 'n oorgang geweest tussen in die musiekbedryf. Jy weet, ons het gegaan van plate na tapes, na CD's en oornag na harde skywe en ek weet en dis dit weg en dis ons op streaming. En ons het gevoel ons wil graag die ou era afsluit want dit voel vir my so half asof ons nooit dit afgesluit het nie. Dit was net jy het eendag wakker geword, is daar nie meer plate nie. En die volgende dag toe jy wakker word, is daar nie meer CD's nie. Ja. So dit voel vir my ons het nooit daai era afgesluit nie. So ons het gevoel, ons gaan die mense wat nou nie, hulle gaan nou nie meer kan staan om vereer te word vir meeste albumverkope en daai goed, is nou strominge. So ons het gevoel ons wil daai deel afsluit en toe ons dit gaan afsluit, ons het die ou kunstenaars gaan uitgrawe. Ons het vir Ballyhoo gehad en ons het vir Macally's workshop gaan uithaal. Sure. En ons wou graag daai deel afsluit en daai mense die erkenning gee wat hulle dalk nie sal kry in die toekoms nie. So dis waar die toekan en nou van. Baie nice. Die tyd is besig om ons baie vinnig te bekruip. So kom net gou uit by 'n paar van die wenners wat uitgestaan het. Wie het met bokkies weggeloop? Ja, so Kurt Darren het gewen vir die meeste strominge. En ek kan vir jou die syfers gee as jy wil weet. Laat ons hoor, dis Kurt het 74 miljoen strominge gehad vir die jaar. Hy was gevolg aan 'n kort kop met die mannelike sanger van die jaar wat Brendan Piper was. Hy het 73 miljoen dink ek. En dan die vroulike kunstenaar van die jaar was Demi Lee Moore.
Lelou het gewen vir die omroeper van die jaar en die groep van die jaar was Blackbird. Oh, lekker. So ja, daar was lekker toekennings en ek dink wel verdiend. Almal wat gewen het dit verdien. Brandon Miles was die nuweling van die jaar. So 'n great show geweest. Dit was regtig goed. En waar kom die internasionale geur ook vandaan? Ja, so die liedjie van die jaar is gewen deur Apple en James Johnston vir Countries for Me wat ek's baie trots op daarop. Hulle het dit in my huis geskryf. Daai liedjie is geskryf in my whisky lounge. En ja, dis wat James was daar, ons het vir gebel gesê oor hy is genomineer, daar's kans dat jy daar kan wen. En hulle het onmiddellik vliegtuigkaartjies bespreek en gesê nee, ons kom. Lekker. So ons het hom daar gehad, hy het vir ons 'n paar liedjies gedoen en hulle het Countries vir my gesing. So Natuurlik. Is die lekkerste Engels-Afrikaanse song. Ja, ek dink dit was die eerste, nee. Eerste Engelse country liedjie met Afrikaanse lirieke. Ons naam is Goeiemôre, Good Morning. Ja. So miskien met ons Kaap toe verhuis, Pieter. Ja. En dan sal dalk 'n geleentheid vir ons ook. Of ons kan skryf. net sê ons kan met Ons het 'n ateljee vir julle. baie dankie, ons kan met James ook gesels in hierdie kant. Ja. Bumpy baie dankie. James is môre by julle, actually. Jy sien. Of oormôre. Daar's die albei. In hierdie week. Ja. Baie dankie dat ons kom altyd kuier lekker. het. Goed, so onthou hierdie onderhoud sal ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar wees, maar bly jy ingeskakel want net hierna kuier die sanger Ampi in die ateljee en onthou ook om ons op sosiale media platforms te gaan volg. Dis Instagram en Facebook. Ons is nou weer terug.